om vir jou 'n idee te gee, hulle het laas jaar of 2 jaar terug, Norman wat saam met my ook die podcast doen, het dit genoem, het hulle by ons universiteit 'n hele dag gehou vir ancestor worship. Verstaan jy? Om nou kultureel inclusive te wees, het die teologie fakulteit 'n afgoderry aanbidding gehou. Kan jy in jou lewe... Ek like wat jy sê, man, en terwyl jy nou praat, dink ek aan daar's nou so ding wat hier rond te doen op sosiale media van ek is Barabbas, jy weet. Ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar dit is altyd so met Paasfees, is dit soos I am Barabbas, jy weet, I am Barabbas. Ek is die een wat die straf moes kry, maar Jesus het my, en is 'n beautiful, hier is 'n pragtige gedagte, en is waar, ek meen volgens die skrif, is dit eintlik die sin speel op, ons is vrygelaat, die sondaar is vrygelaat, en die perfekte een het sonde geword vir in sy plek. Maar terwyl jy nou praat, dink ek aan die the rich young ruler, wat na Jesus toe kom en vir hom sê, wat moet ek doen om in die koninkryk te kom? En Jesus sê vir hom, Boys, we better run. 'Cause when the cards at the table, we leave ourselves aside. Boys, let's stop the rush. 'Cause when our heart takes a hide and we leave ourselves a ride. baie welkom terug by nog 'n episode van die Hansman Show. Ek kan sien ek het hierdie rukkie terug gedoen, my tong rol sommer. Maar yes, dis 'n voorreg om terug te wees en ons is dankbaar vir elkeen van julle wat ingeskakel het. Vir die van julle wat my nie ken nie, ek is Adrian Skeepers, ek is die gasheer van hierdie kanaal en hierdie kanaal bestaan bloot om God te verheerlik, om stories te deel, om te praat oor Here, om te praat oor man wees en hoe ons as mans nader aan God kan kom. En dis waar dit gaan. En as dit nie iets is waarna jy kyk nie, dan is jy welkom om aan te beweeg, maar gee dit 'n kans. Hier is baie video's. Robbie sal nou ek dink 104 of 50 gas wees op die kanaal, so dit is al 'n hele klompie en hier is amazing stories wat julle kan binge as julle wil. Dis regtig beter as meeste van die goed wat jy op Netflix gaan kry. Maar ja, terwyl julle hier is, like asseblief, los ons 'n opmerking as julle nie saam iets stem nie, of as julle iewers deur die gesprek ietsie sien wat julle wil aanspreek, is julle welkom. Ons verwelkom dit werklik, dat mense opmerkings maak en vir ons selfs uitwys as ons iets verkeerd sê, of ietsie wat nie in lyn is met die woord nie. Julle is welkom om vir ons opmerkings te los, of as julle vra het. Maar ja, ek gaan julle nie lank besig hou nie. Julle ken die drill, ek praat met my gas en ons gesels oor die lewe en oor man wees en oor God boon als en ja, ons is bly julle is hier en geniet dit. So vanaand nog 'n eerste vir my dit is 'n aandopname. Meeste van my opnames is in die oggende en vanaand het ek vir Robbie Heer. Is dit Heer? Hoe sê mense? Hoyer. Okay. So sterk Hoyer ou. Ek wag nog altyd om te hoor, jy weet, ek het 'n oupa of iets wat daar deel is van daai Yes, that's company wat doorgegaan het. Ja, vir my 'n paar ponde los. Maar nee, dit is Hoyer soos ja, so dit die Robbie Hoyer, dis cool. Yes, ek like dit. Robbie Hoyer op die show vandag. Robbie het sy eie YouTube kanaal. Deur die woord, so julle kan hom gaan uitcheck. Hy is besig om te groei en vinnig te groei en hy doen Afrikaanse content wat amazing is, maar dit is ietsie wat bietjie in 'n ander aisle as my content val. Dis bietjie meer direk op die woord af.
Spreek 'n paar goeters aan, kyk na die waarheid, kyk direk na die woord en wat sê die woord oor sekere goed wat in die wêreld gebeur, in kerke gebeur. Is amazing content. Ek het hom so randomly ontdek seker 'n maand terug en ek het uitgereik en ek het vir hom gevra of hy op die show wil kom en hier is ons. So nogmaals Robbie, is lekker om jou hier te hê. Welkom op die Hansman Show. En ja, ek sien uit na hierdie gesprek. Ek is opgewonde. Ja, nee, thanks. Die enige tyd wat ek het om bietjie teologie of iets van die woord of iets van God te praat is vir my altyd 'n eer en 'n voorreg. En ek sien ook uit na die gesprek. Ek dink dit kan baie bemoedigend wees om net mekaar se stories te deel, praat oor die woord en ek hoop hierdie episode sal vir mense iets beteken. Jy weet as hulle nader aan die Here kom, 'n honger te hê vir die woord. Dis die groot ding. Ons kanaal is hoofsaaklik gefokus om vir mense na die skrif te lei, nie my opinies te luister nie, maar te kyk, maar hierdie staan in die woord en ongelukkig het ons kultuur baie ons vat mis van wat die woord eintlik vir ons sê. Jy weet, ons het sekere goeters ingedrul en ingeleer wat ons al, jy weet, as klisjées oorbring, maar is dit regtig wat die skrif vir ons leer? Want dis op die ou nou ons absolute waarheid, jy weet, ons absolute autoriteit is die skrif en nie my en jou opinies nie. Ja. Ek stem 100% saam en dis hoekom ek hou van wat jy doen. Jy weet, in my gesprekke is die geleenthede soms daar om te kyk na wat die woord sê, maar meeste van die tyd is dit ervaringsgebaseerde gesprekke, omdat dit mense se stories is, maar is altyd wonderlik om te kan kyk na kanale en ouens soos julle wat na die woord kyk. Wat sê die woord oor hierdie spesifieke ding? En dit is vir my wonderlik dat daar sulke kanale is. En ek was so dankbaar toe ek jou kanaal ontdek, want ek is so bly daar's 'n Afrikaanse ou wat Afrikaanse content maak rondom op hierdie formaat. So, maar in elk geval, stel jouself gou voor, Robbie, en dan wie jy is, waar jy vandaan kom, vinnige agtergrond en dan vat ons dit vandag. Ek kom eintlik van Kimberley af, so ek het in Kimberley groot geword tot ek Varsity toe gegaan het in Bloemfontein. Toe was ek daar in Armentum of Verwoerd, was altyd Verwoerd toe Armentum geword, so ek was daar vir 4 jaar. Toe het ek eintlik eers sportwetenskap geswat. So sportwetenskap geswat, ja, in daai rigting, so in die fitnessindustrie gewerk vir waar trek ons nou, 11 jaar. Sure. Nog 'n bietjie langer, 11, 12 jaar. Ja. Maar ek sê vir jou so nog altyd kom van dat ek kan onthou. Jy weet, as ek in 'n preek gesit het, as ek by die kerk was en ek hoor iemand preek, was daar nog altyd iets wat net vir my gesê het, hierdie is wat jy moet doen. Jy weet, so duidelik, soos jy weet, ek is nie 'n charismatiese ou nie. Ek maak nie baie staat op net 'n gevoel ding nie, maar as ek nou praat van 'n gevoel wat ek gekry het, as ek in 'n kerk sit en ek hoor iemand preek, is daar net iets van wat vir my sê dis wat jy moet doen. So ek het nog altyd daai calling gevoel om soos 'n pastoor te wees, om te kan preek, hierdie tipe goed. En toe omtrent, wat was dit, so 5 jaar terug, toe COVID slaan. Jy weet, toe kon ons nie oefen nie, ons kon nie gym nie, ons kon nie nou mense train in hierdie goeters nie. En toe sê ek, okay, ek wou nog altyd teologie doen, ek nog altyd belang gestel in. Nou is dit dalk die oomblik wat ek dit kan doen, want ons sit by die huis. Ja. En eintlik baie, dis seker soos nogal 'n bonatuurlike ding. Toe gaan ek op SATS en dis die eerste jaar wat hulle die MDiv aangebied het. Okay, so die MDiv is jy kan basies 'n meestersgraad doen as jy 'n honeursgraad in iets anders te hê. En dis ek soos van, want ek wil nie, jy weet, om van eerste jaar af teologie te swat, baie van daai basic goeters voel ek is nou al so lank, want ek het eintlik bestudeer, jy weet, recreationally. So, en die eerste jaar wat hulle dit aanbied, is nou die jaar wat COVID slaan, die jaar wat ons niks anders te kan doen nie. En ek sê, okay, kom ek begin dit swat. En ek wil is nou 5 jaar later, daai nog 'n graad klaar gemaak. En nou is ons op die pad met die YouTube channel, wat soos jy sê, ons verwagtinge half oortref het in hierdie jaar, hoe dit gegroei het, en ons wil dit nou gebruik om dalk jy weet, nog mense by die Here uit te brei. Hoe ook al die Here wil hê, ons moet dit doen van hier af, is dit maar net dat ons loyaal bly aan wat die Here ons roep. Maar ja, so teologie was altyd my hoofbelangstelling, maar my werk op die oomblik is in die fitnessindustrie, ja. So jy's nog steeds in die wat sê jy? Wat is fitness in Afrikaans? Ek weet nie eers nie, maar in elk geval in die fitnessbedryf. En ek het 'n vraag spesifiek op die roeping, wat jy nou jy praat nou van die roeping en dat jy hierdie, soos jy sê nou, hierdie gevoel gehad het. Of kom ons nou wat aanklank gevind het met wat daar gebeur, né? Hoekom het jy so lank gewag? Was dit net as gevolg van
die feit dat jy nou klaar in hierdie ander rigting was en jy het nou jy weet jy moet nou geld maak en jy moet voorsien en jy moet sorg en al daai goeders, Yes. of is dit 'n ding van dat jy, want ek weet van so baie pastore en dit is gewoonlik die beste leraars vir my. En ek sê ek generalize nou, jy weet ek veralgemeen nou, maar gewoonlik is dit die ouens wat sê ek wou nie 'n pastoor geword het nie, wat die Here geroep het en hy is 'n amazing leraar, verstaan? En Nee, dis verseker, ja. so ja, ek weet dit is 'n bietjie van 'n dubbelvoudige vraag, maar Nee, ek verstaan presies wat jy sê. So hier is die ding, ek sou, as dit nie was vir die negatiewe, hoe kan my sê, view en die negatiewe soos idee wat mense gekoppel het aan om soos by 'n sekulêre universiteit teologie te swat nie, het ek dit gedoen, dag 1. Jy weet, dit was 'n hele ding wat almal sê, gaan swat teologie by 'n sekulêre universiteit, en meeste van ons loop weg van die geloof. Jy weet, hulle is totaal en al ecumenical. Jy sit daar in die klas saam met 'n moslim, saam met 'n mormoon, saam met, jy weet, enige afvallige geloof, en hulle leer vir jou hierdie, ons dien een God. Jy weet, Christus is dalk 'n God wat jy kan dien, maar hier is ons die Hindoese klomp gode, alles van hierdie is eintlik dieselfde ding, en dit het my net ek was soos van, ek wil nie hierdie goed raak nie. Jy weet, so SATS en ek dink so SATS en ek het by die Baptiste College ook geswat, is twee colleges wat verstaan as 'n Heilige Gees, en die Heilige Gees is essensieel tot jou bediening, is essensieel tot teologie. Jy kan nie die twee goed skei nie. Jy weet, en dat daar's een God, dis Christus, is in hom wat ons redding het. Daar's nie hierdie ander ecumenical, ander tipe gelowe waarmee ons kan hande vashou nie. En om eerlik vir jou te sê, so is eintlik meer 'n praktiese ding. Dit was die praktiese ding wat my afgeswitch het om teologie te swat van dag 1 af oor hierdie negatiewe konnektasie met sekulêre universiteite. En ek self en nog steeds daai negatiewe konnektasie. Ek sal nie my verdere studies gaan doen by 'n sekulêre universiteit nie, omdat hulle so afvallig is. Jy weet, meeste van ek veralgemeen seker nou 'n bietjie van die goed wat ek gehoor het van NWU is dalk beter, maar ek dink oor die algemeen wat ek wil met Ferdi ook al 'n paar keer gechat wat die Sola platform het, en die goed dat hy vir my ook sê, dit is hy het in tikkies in hierdie goeders geswat, dis maar ons ken nie die Here nie, jy weet, hulle ken nie die Heilige Gees, hulle swat teologie vir 'n praktiese ding om net 'n werk te gaan doen. Om mense by die Here uit te kry nie. So dit het my altyd afgeswitch. So soos ek vir jou sê, my calling, maar nou as ek al terugkyk in my lewe, het dit vir my eintlik sin gemaak die pad wat die Here my gevat het. Ek dink ek sou baie immature gewees het as 'n pastoor, nie dat ek sê ek is nou mature nog eerder sit, maar as ek vat my immaturity wat ek sou gewees het om sê net maar volleerde pastoor te gewees het op 24, 25, dink ek sou droog gemaak het en die Here dit geweet. So ja, dit is half die eintlike, dis 'n praktiese ding hoekom ek dit nie vroeër persoon het nie, as ek dit so kan sê. Nee, ek hou van wat jy sê en ek dink ons baie waarde in die eintlik die twee uitkyke wat ons nou oor gepraat het. Die een uitkyk van 'n ou wat eintlik al weggehardloop van die bediening af. Is soos 'n Jona tipe ding, jy weet, God sê vir hom gaan praat met die mense by Ninive en hy soos nee, ek wil nie, ek hou nie van hulle nie, of wat ook al, jy weet wat ook al sy redes nou is, maar soos ek sê, ek veralgemeen nou alweer 'n bietjie, maar jy weet, daar's ouens wat net weghardloop van die roeping af om pastore te word en leraars te word, en dan so ouens wat, soos jy sê, 'n opsetlike besluit maak om dit nie deur 'n sekere middel of 'n sekere metode te doen nie. En dit is vir my nogal dis die eerste keer dat ek dit hoor van iemand af wat sê, nee, ek het 'n opsetlike besluit gemaak, ek wil dit nie daar gaan doen nie, weens die risiko's daaromtrent. En ek dink dit is amazing, presies soos jy sê, hoe die Gees jou gelei het om dalk nee te sê vir 'n rukkie, want hy het iets beter wat later gaan kom. En want ek kan getuig van wat jy sê. Ek hou van wat jy sê. En ek kan beamoen wat jy sê, want ek weet van ouens wat professors is in teologie, maar die ouens is, jy weet, hy's 'n openbare satanis, jy weet, en ensovoorts, en dan dink jy so, okay, so, maar nou verstaan jy 'n bietjie die insig wat jy nou sê van teologie by die universiteit gaan nie noodwendig oor Jesus Christus nie, dis nie noodwendig ons teologie nie, dis nie noodwendig Christendom nie, dis al die teologie, dis, soos jy sê, dis Islam, en dis Mormone, en dis die 70ste Adventiste, en
al die verskillende goeters wat jy kan leer, boeddhism en wat ook al. Jy weet, en ek het dit nie geweet nie. Dis vir my baie interessant. Om vir jou 'n idee te gee, hulle het laas jaar of 2 jaar terug, Norman wat saam met my ook die podcast doen, het dit genoem, het hulle by ons universiteit 'n hele dag gehou vir ancestor worship. Verstaan, om nou kultureel inclusive te wees, het die teologie fakulteit 'n afgoderry aanbidding gehou. Kan jy in jou lewe verstaan wat ek sê? So ek gaan myself nie assosieer enigstens met dit. Ek bedoel, hulle het my dag 1 weggejaag gedaan, want ek sou in opstand gekom het deur al hierdie nonsens. So ek bedoel, ek het besef, dit was, maar soos jy sê, ek is bly die pad waarop die Here my gevat het, om my maturity te kry. My teologie is ook natuurlik heel anders te nou, as wat dit was, toe ek op varsity was. Jy weet, ek was, ook soos jy sê, jy het gesê, jy was in CRC, ek was in CRC ook vir, jy's langer as wat jy was, 4-5 jaar. So ek bedoel, ek sou 10-10 daai teologie geadopt het, en soos prys die Here, ek voel uit my gered uit 'n groot deel van hierdie charismatiese ideologie en die manier wat hulle baie van die goeters gedoen het. So, ek bedoel, die Here het 'n plan met al hierdie goeters, en ek is dankbaar vir hoe dit vir my uitgewerk het. Ja, ek is ook dankbaar. Laat ek vir jou 'n bietjie agtergrond gee, want ek het een van daai vir 'n bietjie agtergrond gee oor ek het eintlik in 'n baptiste kerk groot geword. En ek het daai video van jou gekyk die ander dag oor die nominasies wat vir my baie goed was en baie akkuraat was, oor wat jy gesê het van die verskillende denominasies en soos jy sê, dis jou opinies en dis wat jy uit die woord uit meet met hulle teologie. En so ek dink vandat ek daai video van jou gekyk het, daai breakdown eintlik van jou gekyk het, ek is so dankbaar dat ek in 'n baptiste kerk groot geword het. Want dit het 100% 'n baie goeie en sterk woordelike fondasie in my gevorm, wat ek nog altyd kan kyk en in 'n kerk kan gaan sit en as die pastoor ietsie sê wat ek voel, of nie voel nie, wat ek weet nie in lyn is met skrif nie, kon ek dit dadelik een kan sit. En soos Paulus sê, beproef alles en behou die goeie, right? En so daar's 'n mate van ek het hierdie goeie fondasie van skrif wat gelê is vandat ek kleins is. En toe het ek na 'n Follies kerk toe gegaan. Ek hou baie van die Follies, nie almal van hulle nie, maar ek hou baie van, ek het 'n Follies kerk begin saam met 'n pel van my huise pastoor. En ek het dit 7 jaar saam met hom gedryf, en verlede jaar het die Here vir my, het ek ervaar die Here sê vir my, ek moet aanbeweeg. En vir lank kon ek nie verstaan, hoekom nie, soos hoekom moet ek nou aanbeweeg van hierdie ding wat u my geroep het om te begin saam met my vriend, en nou word ek weggeroep. En dit is 'n hele lang storie wat ek nou nie wil vertel nie, maar net om vir jou te sê oor om weer eens wat ek aanklank vind met wat jy sê van, jy weet, as jy nou by die Ancestor Day was, sou jy 10 oproer veroorsaak het. Ja. En ek onthou in standaard 7, graad 9 vir die jonger kykers, het ek en hierdie einste vriend van my wat die kerk saam begin het so 'n paar jaar terug, het ons in 'n Bybelperiode gesit by die skool. En die dominee was 'n NG dominee, ek sal nou nie sy naam noem nie, maar hy kom praat, en hy het gesê, daar is 2 leuns in die Bybel. En ek is net soos, dadelik, is ek op die verdediging, nê? En ek sê, hoe kan hierdie ou, wat 'n leraar is, vir kinders kom sê, daar's leuns in die Bybel? Want as jy sê, daar is selfs 1 leuen in die Bybel, dan kan die hele Bybel 'n leuen wees. As jy oopmaak vir daai een ding, daai een fout, daai een flaw, dan kan die hele ding foutief wees. Dis dan 'n house of cards, né, om dit nou in Engels te stel. En ek en my vriend staan op. En ons sê, ons gaan nie verder na hierdie ou luister nie, en ons loop uit die saal uit, en ons het in soveel moeilikheid gekom, né, tot hulle sy pa gewil het. Nou my vriend se pa was die moderator van die Volle Evangelie Kerk daai tyd. So hy was basies die oorsigter van al die vollies in Suid-Afrika, en hoe kan ek sê, die hoofleier,
ek weet nie wat 'n moderator, jy verstaan wat 'n moderator is. Ek weet nie hoe om dit te verduidelik vir die mense nie. En hy het kom sit en ons het 'n vergadering in die hoof se kantoor gehad. Ek en my vriend en hierdie ander dominee en my vriend se pa wat die moderator was van die kerk. En daai dominee moes op die einde van die dag voor die hele skool om verskoning vra dat hy dit gesê het. En ek sien dit as hierdie groot victory van twee 15-jarige seuns wat nie die waarheid wou prysgee nie en op die waarheid gestaan het en God het vir ons hierdie oorwinning gegee. Dis amper soos hierdie Dawid en Goliat situasie, verstaan jy? Ja, verseker. So ek wil net sê soos hoe belangrik daai waarheid is en hoe belangrik dit is om op dit te kan steun. Geen nie om hoe moeilik dit is nie, geen nie om hoe, want dit het nie goed gelyk vir my en my chommie nie. Verstaan jy? Dit het nie gelyk of ons hierdie ding gaan goed wegkom van hierdie ding af nie. En op die einde van die dag het God vir ons die victory gegee. So net eintlik op die hele premise van wat jy doen, wil ek net vir jou eintlik soos sê, well done, want daai waarheid gee nie om die prys wat want dis nie altyd maanskyn en rose nie, as jy jy weet 'n YouTube kanaal hardloop soos wat jy doen nie. En selfs ek meen, ek kry dit tot 'n hele baie mindere mate. Maar ek wil net vir jou sê soos, dis amazing wat julle doen. Ek love it. Maar in elk geval, ek wil jou opinie hoor oor hierdie storie en dan oor die waarheid en hoe belangrik dit is en wanneer het jy tot daai besefing gekom van dit is soos ek weet hy's nou nie 'n gelowige nie, maar daar is 'n ou wat gesê het the truth is incontrovertible, né? Hy het gesê ignorance may deride it, malice may attack it, but in the end there it is. En so ek wil net jou opinie hoor oor dit. Kom ek sê vir ek dink daar was maar nog altyd vir my hierdie ding. Ek my ma sal vir jou sê ek is so groot jy weet van wat ek kleins was. Dis amper asof dit net 'n deel is van my karakter om soos as iets onregverdig is. Jy weet of as iets nie is wat die waarheid is nie, dan sal net iets in my wat jy weet 'n fight wil opset om teen hierdie ding gaan. Jy weet met absoluut alles. Soos in ons wat ons sê maar CrossFit kompetisies doen. As iets onregverdig is of dit nou my way of iemand anders sou gaan, ek sal dit wil uitwys. Ek gaan sê luister hierdie ding wat julle hier gedoen is verkeerd. Dit is net deel van hoe ek goed doen. Jy weet, en ek dink op 'n stadium en redelik vroeg vir my was dit soos daar is 'n absolute waarheid. So 'n groot ding waarmee ons content sê net maar met ateïste is hulle glo nie in absolute truth nie. Hulle glo soos jy het jou waarheid. So wat ook al jy voel is reg, wat ook al jy voel is goed. En dis iets wat ons in opstand teen moet kom. Die probleem is daai ideologie wat die hele soos woke ideologie half dryf. Jy weet want daar's nie absolute waarheid. Ek kan jou nie na die Bybel toe vat en sê no homosexual enter the kingdom of heaven. Of so absolute blaatante reguit skrif. Hulle verwerp dit en sê hoorie maar vir my is daai ding nie waar nie. Jy weet vir my kan ek daai ding interpreteer soos ek wil. So die slegte ding is hierdie hele woke ideologie is in ons kerke. Jy weet ons kerke adopt presies wat die Satan wil hê jy moet adopt en dit begin dalk met iets klein. Jy weet 'n klein compromise op 'n doktrine of ons maak 'n groot ding van die musiek ook. Die musiek wat jy speel in jou kerk. Dis hoekom ek so erg is oor moenie Hillsong, moenie Bethel, moenie hierdie goeters speel in jou kerk nie, want jy laat 'n deur oop vir compromise. Jy weet daai ouens gaan, jy speel Hillsong in jou kerk, nou gaan hulle en hulle gaan kyk Hillsong by die huis want my kerk speel dit so hulle moet dit tog goedkeur. Jy weet, nou begin hulle daai ouens se valse teologie en goeters glo, adopt en dink dit is wat die woord van God sê. Maar die ander ding is hoe ek ook groot geword is. Ek weet nie hoe was dit vir jou nie. Was dit vir my soos as 'n pastoor iets sê, is dit waar. Jy weet maak nie saak wie dit is, wat se denominasie nie. 'n Pastoor is mos nou die geleerde ou. Hy kan nie iets vals preek nie. En ek bedoel nou is ek soos die teenoorgestel. Nou is ek soos elke ding wat 'n pastoor sê, second guess ek gaan toets dit in die skrif en soos van want hulle lieg vir ons. Baie van hulle weerhou ons van die ware woord van God. Maar vir so lank in my lewe was ek gemislei deur hierdie ouens. Was ek gemislei deur van die goed wat pastore geteach het. En ek het dit gesê in 'n video ook onlangs. Ek weet jy of jy ooit daai preek van Paul Washer gesien het, daai shocking youth message. Jy het dit ooit gesien? Ek weet nie, ek het al 'n paar van sy preke gekyk. Ek kan nou nie die een spesifiek onthou nie. Okay. Maar in elk geval soos daai ding het my worldview net so verander. En daai ding hy gee exposition oor Matteus 7. En in Matteus 7 sê hy natuurlik dat in die laaste dae gaan daar mense voor my staan en hy gaan sê
en Here, in U naam het ons al hierdie goed gedoen, en hy gesê, draai weg van my of ek het jou nooit geken. Ja. En John, dit was vir my soos 'n liggie wat aangegaan het. Toe sê ek van, hierdie is ek. Hierdie praat van my. Ek het nog my hele lewe gesê, ek's 'n Christen, maar ek lewe soos die wêreld. Hy sê, go away from me, ye who practice lawlessness. Nou, ek teach nie hierdie sinless perfection nie. Ons is gered deur genade, geloof alleen. Maar bedoel, as daar nie 'n verandering is in die manier wat jy lewe nie, as jy kan in die wêreld lewe en hierdie konstante sonde het, sê net maar wat 1 Korintiërs 6 vers 9 van praat, dan is daar iets verkeerd. Verstaan, daar is nie, is jy regtig wedergebore as jy dit doen. En dit het vir my net hierdie soeke gemaak van, ek moet die woord gaan bestudeer. Ek moet weet wat die skrif sê, soos jy sê, wat die waarheid is, sodat ek dit vir mense kan leer, want mense is mislei. Ons kerk is mislei in die hypervorm van die woord. Jy weet, daar's minimale kerke wat regtig die ding doen wat hulle moet doen, wat die woord preek wat dit is, wat nie compromise op soos iets soos oor the fear of God praat nie. Omdat ons nie 'n fear of God het nie, lewe ons hierdie losbandige lewens en try eintlik net die lewe vir onsself beter maak. Jy weet, vir ons klein, jy weet, selfsugtige wêreld hier, try ons groei en beter geld kry, jy weet, en vorentoe gaan in ons karier, wat ook al. So min mense gee regtig aandag aan wat saak maak deur die evangelie te versprei, die woord te verkondig en die woord te probeer verstaan. Ja. So, dis wat waar my hart afkom. Jy weet, dis ook ek so passie daarvoor het, want ek identifiseer dit as die grootste need wat ons kerk vandag het. Jy weet, dat ons hierdie valsheid embrace, en dat mense nie hulle Bybel ken. Ek like wat jy sê, man, en terwyl jy nou praat, dink ek aan, daar's nou so ding wat jy rond te doen op sosiale media, van, ek is Barabbas, jy weet. Ek weet nie of jy dit gesien het nie, maar dit is altyd so met paas wees, soos I am Barabbas, jy weet, I am Barabbas. Ek is die een wat die straf moes kry, maar Jesus het my, en is 'n beautiful, hier is 'n pragtige gedagte, en is waar, ek meen volgens die skrif, is dit eintlik die sin speel op, ons is vrygelaat, die sondaar is vrygelaat, en die perfekte een het sonde geword vir in sy plek. Maar terwyl jy nou praat, dink ek aan die the rich young ruler, wat na Jesus toe kom en vir hom sê, wat moet ek doen om in die koninkryk te kom? En Jesus sê vir hom, gaan, jy weet, wat is die gebooie? En hy noem die gebooie en hy sê, okay, doen daai goed. Hy sê nie, maar ek doen dit al reeds. En hy sê, okay, maar Jesus is eerlik met hom, hy is baie graceful teenoor hom, hy is eerlik met hom, hy sê vir hom, maar daar is een ding waaraan jy lek. En dit is, verkoop al jou goed en gee jou geld vir die armes en dan kom volg jy my. En die ou sê, en die Bybel sê dit daar, jy weet, die ou sê, hy twyfel so 'n bietjie, en hy sê, because he had many things. En dit is so amazing. En daar draai hy om en hy loop mismoedig al weg, want hy sê bereid om alles prys te gee vir Christus nie. En ek dink so, hoeveel van ons is eintlik nie I am Barabbas nie, I am the rich young ruler. Hoeveel van ons is regtig werklik om alles op te gee om Jesus te volg en nie net sy commandments. Obviously moet ons, hy sê, jy weet, those who love me will keep my commandments, maar ons fail daarmee, ek stem saam met jou, ons val, ons skiet kort, ons mis die merk, en dis wat sonde beteken ultimately, en jy weet so, ons moet daai goeders uitwys, ons moet daaroor praat, maar ons moet ook bereid wees om alles prys te gee, om Jesus te volg, want sy disciples, net daarna sê sy disciples vir hom, yes, maar jy weet, hierdie een sê, nee, maar ek het dit opgegee, en ek het dit opgegee, en ek het dit opgegee, en Jesus sê, nie een van julle wat iets opgegee het van my, sal nie 1000 keer vergoed word vir die goed wat jy verloor het in die koninkryk nie, en dis die catch is, in the kingdom. Ja. En jy weet, dit is, ja, sorry, ek het net daaraan gedink toe jy nou praat, dis vir my so cool gewees. Jy bring nou die ryk jong man op, en ek weet nie hoe diep jy die teologie van gaan nie, maar ek gaan buitendien noem. Ja. Ek sal dit sal oneerlik wees as ek dit noem nie, maar soos daai interpretasie van daai deel, nee, daar's video's wat ons gedoen het hieroor, presies wat jy sê, daai deel praat van die koninkryk. Nou wat 'n groot deel in ons teologie lekking is, nee, mense verwar koninkryksgebonde commands en
eternal commands. So my interpretasie van daai teks is dit praat van die millennial koninkryk. So as jy gaan lees in Openbaring 20, dan praat dit van 'n 1000 jaar vrederyk wat ons gaan heers saam met Christus. Nee? So ek weet nie wat is jou eindtye sienings nie, maar daar is vir my baie min plek om soos daai te harmoniseer, want daai ryk jong man weet wie's Christus. Dis dieselfde as Matteus 25 wat praat van die 5 talente. Jy ken natuurlik daai gelykenis van die 5 talente. Nou, die ou met die 1 talent is ook doulos, nee, so 'n servant. Die Griekse woord vir daai, en hulle is al drie genoem servant. So die ou met die 5 talente, die ou met die 2 talente en die ou met die 1. Almal weet wie is hulle baas. Almal weet wie is hulle vader. Jy weet, hulle word doulos genoem. Hulle is servants, hulle is wedergebore mense. Die ou met die 1 talent word uitgewerp in outer darkness. Hoekom? Met ander woorde, hy het nie sy salvation verloor nie. Hoekom word hy uitgewerp? Want hy net nie sy talente gebruik nie. So sien jy, as mens, dieselfde met die ryk jong man, hy wou nie sy besittings verkoop nie, hy verloor nie sy ewigheid nie, hy verloor sy millennial koninkryk. Hy verloor die 1000 jaar. Hier is 'n dual nature van die ewigheid wat mense nie verstaan nie. Want dit is ook 'n groot deel oor die Calvinist en Arminianism debat waar ouens dink ek mekaar mis. Want as jy die koninkryksverse, tekste in die koninkryk interpreteer en die ewigheidsverse wat te doen het met jou redding, met die ewigheid interpreteer, dan sê jy nie hierdie fout maak nie. Want kyk, die ewigheid gaan net oor by grace through faith are you saved. Jy weet, dit is Efesiërs 2 vers 8 tot 9, dis duidelik. Maar al hierdie ander verse wat praat van those that suffer will reign with Christ. Jy weet, Paulus in 2 Korintiërs 5, gaan lees dit bietjie, dan gaan let jy op hoe hy sluit homself in, hy sê, we will stand before the judgment seat of God. En dan sê hy, it is the terror of the Lord with which we persuade men. Want hy praat daar van die judgment seat is vir Christene bedoel om jou reward te receive. En party gaan hulle reward receive om die millennial koninkryk te kry, en party nie. En dit is, as jy daai lens eers verstaan, is al so baie meer van die Bybel wat vir jou sin maak, maar ek wil dit nou opgebring het toe jy dit nou genoem het, want dis 'n groot deel van my nagraadse studies wat ek gedoen het, was oor hierdie onderwerp, en hoe meer ek net dit bestudeer, hoe meer sien ek, jy weet, mense lewe nie in heiligmaking nie, want hulle dink hulle is gered. Hulle dink is fine, jy weet, ek gaan hemel toe gaan, alles is net happy, maar wat sê daai Matteus 25, hy sê, gooi hom in outer darkness, daar sal 'n geween en geknars van tande wees. Dis nie die ewige hel nie, dis jy's buite die koninkryk vir 1000 jaar. Dis dink ek wat daai ding van praat. So, ek wou net hier 'n bietjie teologie gedeel het, maar ouens weet dit, maar ek like dit. Ek like dit, soos alles wat jy nou gesê het, stem ek saam, en glo ek self, ek het dit die ander mense gaan dit nie glo nie, kom ek sê vir jou nou, ek hoor jou. Kanting teen dit gee. Ek hoor jou, en ek dink, soos ek het nooit daai, wat ek wou sê is, ek het nooit daai stukkie maar in daai lig gesien. Dis iets wat verstaan. 'n kernteologie wat ons glo is, we are saved by grace through faith alone. Jy weet, dit is, jy kan nie om dit kom nie, geen werk kan jou red nie. So waarvan praat Matteus 25 byvoorbeeld? Gaan lees soos Matteus 8 ook. In Matteus 8 staan daar, the children of the kingdom will be cast into outer darkness. Dis Jesus self wat daar praat. Die kinders van die koninkryk. En daai kinders van die koninkryk definieer hy in Matteus 13, net 5 hoofstukke daarna, dan sê hy die kinders van die koninkryk is die goeie saad. Dis die wedergebore Christene. Hoe kan hulle in outer darkness gegooi word? Dit praat nie van die ewigheid nie. Dit praat van, wel, as ouens nie van die millennial koninkryk hou, die gee vir my alternatief. Ek het gevra op ons channel toe ons praat hieroor, nog niemand kon vir my alternatief gee nie. Meeste van hulle sê, Matteus 25 praat van die ewigheid, maar weens, dit maak nie sin nie, want daai ou met die 1 talent het net sy ewigheid, of het net sy beloning verloor, want hy het nie gewerk daarvoor. Hy geweet wie is die vader. Jy kan bietjie MacArthur se kommentaar daarop noem MacArthur dit, en sê, hierdie ou weet wie is die vader. Verstaan, hy's nie, hy verloor nie sy salvation nie, maar MacArthur maak nou nie die conclusion dat dit praat van die millennial koninkryk. So, ja, dis 'n fascinerende studie, maar as daar nou iets is wat ek dink mense moet bestudeer en onder die knie kry is dit die ding. Maar weens ek het dit oopgemaak vir ons channel, daar's ouens wat try rebuttals gee, maar eerlik, ek dink objektief en niemand, hulle het maar net die ou goed gesê. Sê ja, die ou is nie regtig wedergebore nie, en in die konteks weet ek nie hoe kan jy daar uitkom. Hulle is almal doulos. Ja, ek stem saam met jou, en dit maak vir my sin. Jy weet, dit maak vir my sin want die ou het nie. Dus soos jy sê, kom ons vat die talent nou en kom ons breek dit nou so 'n bietjie op en ons vat die talent nou as kom ons sê die talent is sy salvation. Hy het nie sy salvation gaan verloor nie, hy het dit net gaan begrawe en hy het dit teruggegee vir die meester en sê hier is jou geld. Ja. Hier is jou talent. Hy was lui.
Hy was 'n lion wicked servant. Dis wat die Bybel sê. Exactly. Dis nie asof hy dit gaan uitdobbel het of gaan gespandeer het op prostituie of enige so iets nie. Hy was Hy het net niks gedoen nie. en soos jy sê, hy het geweet, want hy sê I know that you are a man of justice and that you reap where you haven't sown en so hy weet presies met wie hy deel. Ek hoor wat jy sê, ek like dit. Verstaan jy, dit is hoeveel mense dink jy nie sal van hulle agterend van die couch af klim en vir die Here begin lewe as hulle besef, hoor, hier's 1000 jaar op die spel. Hier's 1000 jaar wat ek in elter darkness kan wees deur nie sonde te doen nie, dit net niks te doen nie. Want ek bedoel oor in die Bybel roep die Here ons om werke te doen. Jy weet oor en oor word ons gesê, jy weet hierso's 'n koninkryk wat moet gewen word. Maar die mense het dit en die ouens breek dit nie. Ouens verstaan, pastore wat ek mee al gepraat het, dan verduidelik hier om dit mooi en dan hulle kop dit nie. Dis omdat dit onorthodox is, omdat dit nie die populêre ding is om te teach. Nou kom ek sê vir jou in die verlede, so Spurgeon het baie hoë agting gehad vir Robert Govey, is 'n ou wat hierdie ding geteach het. En Spurgeon het niks gerebat wat Govey geteach het. So dit wil vir my voorkom 'n ou so Spurgeon was fine met hierdie teaching. Dit was eintlik 'n algemene teaching, is net onlangs het die Satan het reg gekry dat hierdie teaching nie gemaak word nie. Dat ouens dit nie leer nie en nie glo nie, maar ek bedoel, weens ek vra vir mense vir alternatief vir 2 Korintiërs 5, vir Matteus 25, vir Matteus 8, dus as jy dit eers sien, as jy sien reg deur die Bybel, is hier 'n koninkryk konsep en daar's 'n ewigheidskonsep en die twee is nie dieselfde nie. Nee, ek stem saam met jou. Dit is vir my nogal nou dat jy die vraag opbring, is dit soos ek wonder, hoekom praat ons nie meer oor hierdie goed nie? Ek vra altyd die vraag, hoekom preek mense die kerk nooit oor Openbaring nie? Soos dis 'n een boek wat sê blessed are those who read the words of the scroll, en dan is dit soos okay, maar hoekom lees ons dit nie? Hoekom praat ons hieroor? Hoekom praat ons nie oor, soos jy nou sê, oor die koninkryk, oor die nuwe Israel wat afkom, ek weet die Bybel sê dit so duidelik en God gaan alles vernuwe en hy gaan 'n nuwe Israel afkom aarde toe. Soos hoekom praat ons nie oor ek het Openbaring al seker meer gelees as enige ander boek in die Bybel. Bloot uit as ek nou 100% eerlik moet wees, uit 'n selfsugtige plek uit, net oor daai woorde wat gesê bless. Maar dit is great. Maar dit sê nie as jy moet dit verstaan nie, dit sê net lees dit. Exactly, en hoe meer ek dit lees, hoe meer is ek soos, dit is en Openbaring is awesome. Wow, ek love it, man. Daar's nie iets wat jou meer opgewonde maak as dit. Ek bedoel wat Openbaring eindig met I will wipe every tear from their eye. There will be no more pain, no more death, no more suffering. Dis soos prys die Here, as jy daai ding lees, is dit soos dit gee jou bemoediging. Dit gee jou hoop vir die toekoms. Waar ook al deur jy gaan. Lees Openbaring 21 en dan sien jy maar die Here vernietig die Satan. Hy gooi die Satan in die poel van vuur en hy sort hom uit. Jy weet ek dink baie mense dink die Satan gaan hel toe gaan en jy weet hy gaan dit regeer en dit is soos hy is die baas daarvan. Nee, hy gaan suffer. En dit staan daar in die Bybel dat hy gaan getorment word forever and ever. Die Satan is bang vir die poel van vuur. So dit is soos ons wen die battle, John. Dit is wat dit so cool maak, jy weet. Dit is soos Openbaring, die ouens dis omdat dit maar so divisive is. As al hierdie sieninge, maar jy moet net luister wat ek sê, dan hoef ons nie te stryd nie, weet. Maar ek stem saam met jou. Eskatologie is 'n moeilike ene, want dit is so presies soos jy sê, daar's 300 verskillende teologieë oor dit en ek dink net as jy konstant bly met jou hermeneutiek, dan sal jy die regte interpretasie kry. En ek bedoel, soos dat ek het bestudeer, dit sien ek net, dit gaan nou seker in 'n sin hoogmoedig klink, maar die ander hermeneutiek spring altyd rond, voel dit vir my met die manier wat hulle interpreteer. As jy byvoorbeeld vat, die ouens wat nie glo in 'n letterlike 1000 jaar nie. Jy weet nou waarvan ek praat in Openbaring 20. Dan praat dit van 1000 jaar en 6 keer daar gebruik hy die woord chile ethos wat beteken 1000. Okay? Nou as jy gaan kyk in ander dele in Openbaring, dan praat hy van 'n ander periode van tyd. Dan sal Johannes byvoorbeeld sê hier's 5 maande in Openbaring 11. So my vraag aan jou, sê nou maar hierdie 1000 is net simbolies. Hoe noem hy 'n ander periode van tyd in dieselfde boek, dieselfde skrywer, maar dis nou ook simbolies. Verstaan jy wat ek sê? En ook in Openbaring 20, daai selfde deel sê dit and for a short time sal die Satan gebind word. As die 1000 jaar simbolies is, sê net for a long time. Jy weet of van onbepaalde tyd. Ek dink die Bybel is spesifiek wanneer dit vir ons hierdie bedrag gee. Jy weet daar staan 1000, ek glo, dis 1000.
So jy weet dis nie ding, kan jy konstant bly in jou hermeneutiek? Dis die vraag op die einde van die dag. As jy meer allegories, as jy hierdie goed allegories sien in beeldspraak, dan moet jy dit alles as beeldspraak sien. Jy kan nie rondspring, nou is dit die ding, nou is dit die ding, tensy die konteks dit duidelik vir jou wys. Daar is beeldspraak in die Bybel, maar soos ek dink, is altyd duidelik. Jy weet wanneer hy sê sweef soos op arendsvlerke, en dan praat hy nie van jy gaan letterlik sweef op 'n arend nie. Dis nie moeilik om dit te deduce nie. Ek dink die Bybel is duidelik in dit. So jy moet begin by die plek van jy het 'n letterlike hermeneutiek. Jy weet, so ver as moontlik interpreteer jy die Bybel as letterlik met elke deel wat jy kan, en Openbaring ingesluit. Ek dink daar's geen rede om te sien dat al daai goeters daar simbolies is nie. Ek dink so, een van my vriende het altyd gesê die Bybel is vir dom mense geskryf. En ek dink dit is 'n baie eenvoudige manier om dit eenvoudig te maak, is soos enige iemand moet dit kan verstaan. En dit exactly, is, ek dink soos jy sê, baie keer wil ons dalk te diep in goed ingaan, en ons wil te figurative raak, en ons wil te... Dis die perspicuity of scripture. Dis die mooi woord vir dit, om te sê dat dit alles is verstaanbaar, en ek onderhou dit 100%. Jy weet, as jy eers, baie van die ouens waarmee ek in debatte gaan, hulle het hierdie appeal to authority. Jy weet, Prof Riekie Verskoor van Witwatersrand het gesê dit is so, en nou moet ons dit almal glo. Nee, dis nonsens. Dus wat sê die skrif? Jy kan self Openbaring gaan lees, en jy kan sê, okay, hier staan 1000 jaar, dan is dit 1000 jaar. Verstaan, en nou word jy hierdie slim kenner, wat sê, dis nie 1000 jaar, en nou moet ons almal hom volg. So daar is ek saam mee, dit is, as jy, as enige persoon, as 'n leek nie die Bybel kan optel en vertrou nie, dan verwerp ek meeste van die kere daai siening. Soos met hierdie ding wat ek sê vir jou van die millennial koninkryk, as jy byvoorbeeld Efesiërs 2 vers 8 tot 9 lees, en jy sê, by grace through faith are we saved, en dan slaat jy Matteus 25, dan is die logiese vraag, praat Matteus 25 van redding? Dit kan ons nie wees nie. Paulus het dan net hierso gesê, dis hoe ons gered word. Dis wat ek sê, so dis nie moeilik nie. Mens introduce nie nuwe idees nie, dis net pleinweg wat die skrif ons sê. Ja. Hoorie, so jy praat so van debatte, doen julle dit soos beplan julle debatte, of is dit maar net soos jy nou algemene gesprekvoeringe het met verskillende denominasies, of soos ek het gesien, julle het nou hierdie Afrikaanse debat van die Calvinis, en jy weet en ek het dit nou nog nie gaan kyk nie, ek is baie nuuskierig, want ek het al 'n paar keer met Calvin, jy weet die ouens wat in Calvinism glo en goeders gedebatteer, en ek dink jou thumbnail het dit eintlik so goed opgesom. Dit is eintlik half die opsomming en die seker maar die grootste verskille tussen ek en 'n Calvinist. Maar en dis hulle vind ek nogal, en ek wil hulle nou nie uitwys nie, maar hulle vind ek nogal is baie keer soos, nee, maar hierdie ou het gesê dit, en as ek soos, nee, maar okay, maar die Bybel sê dit. Ja, maar hierdie ou sê dit. As ek sê, nee, dit gaan nie vir my oor wat hierdie ou en wat hierdie ou nie. Dit gaan vir my oor wat die skrif sê, en dis presies wat jy nou sê. En ek kry dit tog al erg met hulle, soos as ek 'n paar keer al met hulle gedebatteer, en dan is dit altyd soos, nee, maar hulle het altyd hierdie 4 of 5 ouens na wie hulle verwys, jy weet, wat kenners is. Jy gaan sien, ek bedoel, ek wonder of Regard hierdie gaan kyk met wie ek die debat gevoer het. Ek sal 'n bietjie vir hom stuur, dat ek hom name drop hier. So, maar ek bedoel, hy het ook in ons debat, het hy gerefer na soos die Westminster Confession. Die Westminster Confession. En eerlik, jy weet, ek weet eers om hierdie goeders reg uit te spreek, want soos jy sê, ek sien daai goed as glad nie autoriteit nie. En hy sal ook nie, ek wil hom nie verkeerd aanhaal nie, maar as jy gaan kyk, soos Leighton Flowers het ook 'n debat gehou met Joel Webben, en in hulle conclusions, jy weet wat hulle nou afsluit met hulle laaste gedagte, het Webben die hele tyd confessions aangehaal, en Flowers, wat die nie Calvinus is nie, in my siening het die hele tyd skrif aangehaal. So, en daar's verseker 'n groot appeal to authority van die Calvinistiese kant af. Ek het met Regard voor die tyd ook gepraat, en ek het van gesê, sal hy saamstem dat dit is soos daar's 'n teologiese superiority view van, jy weet, jy glo net in Calvinisme, want jy het dit nog nie genoeg bestudeer nie. Jy weet, jy het nog nie lank, jy het nog nie geswat soos ons geswat het nie, dis al hoekom jy dit nie glo nie. So, en soos jy sê, die punt is, ek praat gereeld met ouens wat dit glo, en jy kan nie wegkom van die teenstrydigheid van hierdie idee van, as God als determineer, met ander woorde, en ek sê dit baie, dis eintlik maar dieselfde as forceer. Jy weet, hy gee nie vir jou 'n keuse wat jy kan maak nie. Dis heeltemal teenstrydig om te sê God determineer iets, maar jy het 'n keuse
of die verantwoordelikheid is op jou. Want die groot rede hoekom ek nie 'n Calvinist is, die verantwoordelikheid is op die mens om vir Christus te kies. Ja. 100%. Verstaan jy? Ja. As dit nie so is nie, hoe is God just om 'n ou na hel toe te stuur vir ewig vir iets waar hy geen keuse gehad het nie? Jy weet, God het vooraf besluit jy gaan hel toe. Sorry, ons weet nie eens mooi hoekom nie, maar dit is net wat hy besluit het. Verstaan jy, soos dit net. Ja, vir En dit is die Bybel sê, die Bybel sê dit. nee, exactly. En vir my is die simpelste argument. As God gekies het, hoekom het hy sy seun gestuur om dood te gaan? Soos, Ja, verstaan jy, Ja. dit is vir my die simpelste, eenvoudigste rebuttal vir Calvinisme is, why did he have to send Jesus if he already chose who's going to heaven and who's going to hell? Soos it doesn't make sense. Verstaan jy dit? Maar in wel elk geval, prediking, niks van dit maak sin nie, soos hoekom preek ons? Jy weet, God het besluit wie gaan hemel toe, wie gaan. Nou hulle sal sê God determine die means ook. Jy weet, ons moet nog steeds hierdie goeders doen, maar weer eens, as jy nie 'n besluit het nie, eerlik, as jy dit Ja. vat na sy logical conclusion, dan maak dit nie sin dat ons so baie aandag aan hierdie goeders gee nie. En Ja. hier is die ander ding ook, wat jy ook natuurlik vir hierdie ouens kan gebruik. Ek het vergeet van dit eintlik in die debat. Sê nou maar Calvinism is waar en ons het nie vrye wil nie. Dat beteken dit God het ons nou gedetermineer dat ek en jy nie Calvinist is. Verstaan jy? So ons is fine. So dit is nie by jou skuld nie. Ja. God het gedetermineer dat ons die Calvinist is. Dis ook Ek like daai en ek sal hom onthou. Jy moet hom onthou, ja. Hoorie maar so jy organiseer jy hierdie debatte? Doen jy dit gereeld of is dit iets Ja, wat jy vals. meer wil doen of? Ja, 100%. So kom ek sê vir jou, dis oop. Enige ou oor eskatologie spesifiek ek sê nou enigiets. Kom ek maak dit nie so breed. Ek dink daar's sekere subjects wat ek nie meer goed is om te debatteer. Wat ek met ouens 'n conversation sal hê, maar ek nooi ouens uit om debatte te voer. Baie min ouens is gewillig. Ek wil nog graag, een van die graagste goed wat ek wil oor debat voer is die tydsberekening van die wegraping wat 'n lekker eskatologie debat is, of selfs premillennialism, amillennialism, so iets. Maar ek organiseer dit wanneer 'n ou uitreik na my. Sodra 'n ou sê, hoor jy, ek skien, Regard was die eerste ou wat gesê het hy wil 'n bietjie praat oor Calvinisme, toe sê ek, great ou, kom. So ek sal dit oop wees vir dit. Mens kan in die toekoms al kyk om dit meer formeel op te doen, met 'n ou opening statement het, daai ou sy opening statement, rebuttals, daai tipe goed. Ek dink net 'n gesprek is bietjie meer konstruktief, want jy weet, met 'n formele debat word jy nou gekniehalter deur die tyd en hierdie goed. Wat 'n goeie ding kan wees, as 'n ou filibuster, jy weet, in die hele gesprek oorneem en dit domineer, dan kort jy nou 'n moderator wat sê, luister, gee daarmee aan 'n ou kans. Maar ek dink my en Regard se ding was baie meer ek dink ek het meer gepraat, maar ek glo nie ek kan nie dink iemand sal sê ek het nou oor hom gepraat en net hom nie 'n kans gegee om te sê wat hy wil sê nie, jy weet. Yes, ek hoor jou. Hoorie, en wat is julle wat julle vooruitsigte met die kanaal? Wat wil julle graag? Ek bedoel, Kom ek sê vir die Yes. Ja, die eerste volgende wat op my hart gedruk is om te doen. Ek weet, ken jy Spencer Smith se content? Ek ken van dit, ja, ek gaan nie sê ek ken dit goed nie, ja. Okay, hy het 'n dokumentary gedoen, Third Adam. Nou ek sal vir Third jou Adam, ek het al gehoor van dit. Ek maak notas, ek gaan bietjie hierdie goed gaan uitcheck. Ek sal vir jou aanmoedig om dit te doen. So Yes. ek voel gedruk op my hart om so ding in Afrikaans te doen. Om 'n Okay. dokumentêr te doen wat hoofsaaklik gaan oor Gnosticism, hoofsaaklik gaan oor New Age wat ons in die kerke sien, as 'n ding wat ouens kan versprei, vir mense aanstuur, en ek dink die impak daarvan gaan massive wees. So dit is die onmiddellike volgende ding waartoe ons wil gaan. Dan ons gaan 'n kerkdiens hou hier in Bloemfontein volgende naweek. So as 'n droom van my of 'n deel van my hart is dat ons 'n kerk kan begin. Yes. As 'n deel is van die Here se wil en ons al daai goeters mooi uitwerk. So Yes. dit is Cool. dit is die rigting. As die channel gemaak het dat ons net by die kerk planting kan kom, dan was dit vir my klaar die moeite werd. Maar ek gaan aanhou content maak soos ek nou doen, soos die contemporary Christelike goed, en hopelik soos jy sê, meer debatte hê, meer ouens opkry wat oor variasie van teologiese sake praat. Maar ek wil in my kop het ek soveel video's wat ek nog wil maak, so daar's vir my daar's glad nie 'n droogte aan content wat ons beplan vir die toekoms nie, ja. So hoe baie van die goeders wat jy doen is baie tydssensitief, right? So die een wat jy byvoorbeeld die ander dag gedoen het oor Heinz wat praat oor vetpastore.
Jy weet, dis ietsie wat jy nou net Ja. heel toevallig raak sien en dan besluit jy, okay, cool, ek wil graag hierdie ding aanspreek. Jy doen dit obviously nie met alles nie, maar baie van jou content, is dit so of is dit daar's nie Ja. so baie spontane content nie, baie van dit is uitgedinkte goeters of hoe? As jy sê uitgedinkte goeders, jy bedoel Beplande, nie uitgedink nie, beplande goeders. Ja, kom ek sê vir jou so, ek sal sê omtrent so 30% van wat ek nou gedoen het, is op 'n reaksie van iemand. Jy weet soos, okay, ek het nie beplan om hierdie ding te doen nie. Ja. So hier's 'n teologiese kwessie waar ons oor moet praat. En baie keer gebruik ek miskien iets wat iemand gesê het om eintlik 'n sekere idee wat ek wil huis toe dryf vanaf 'n platform te maak. Jy weet, dis net beter om te sê, ek het nou vandag soos 'n video gemaak oor alkohol. Dis net beter om sê nou maar 'n pastoor se preek te vat wat nou praat daaroor en sê jy weet 'n pastoor kan maar drink en te kere gaan en dan springboard jy van daar af as wat ek net bloot 'n video maak. Hoekom het Christene nie alkohol gebruik of tot in oormaat of wat ook al nie. So dit is half die manier wat ek my content gebruik. Maar obviously as daar 'n belangrike teologiese kwessie is wat nou, soos jy sê, tydsensitief is, dan sal ek wel try opklim en 'n video maak en dit doen. Maar meeste van die goeders wat klaar in my kop is goeders wat ek nou al lank gebestudeer het. So dit is nie dat wanneer ek 'n video kyk, ek nou eers gaan sit en vir jy weet 3 ure hierdie hele konsep eers uit gaan werk. Die meeste van dit het ek al voorheen bestudeer en voel redelik gemaklik om oor te praat. Yes. Okay, cool. So ek love wat julle doen, man. Ek dink is awesome en ek dink jy het 'n definitiewe doel. Verstaan, jou doel is om eventually jou eie gemeente te hê en dis amazing, man. Ek haal my hoed af vir jou. Verstaan, ek dink is soos ek is een van daai wat ek dink as ek nou 100% eerlik moet wees en oop kaarte moet speel, is ek een van daai wat so 'n bietjie weggehardloop het van die bediening af al lank. En al het ek groot geword en soos in 'n goeie Bybel gefondeerde kerk en ek sê altyd en ek sien dit, jy sal uit die 200 video's wat op die Hansman kanaal is, sal jy in 150 van hulle sien hoe my pa my Sondaagoggend 'n kerk toe gesleep het. Geen nie hoe dronk ek die vorige aand in die huis in gestap het nie, verstaan ek het goeie ouers gehad, 'n goeie kerk, goeie opbrengs, en ek was vir lank daai Jonah gewees wat weggehardloop het van die roeping af en selfs die intensie van hierdie kanaal was nie om dit 'n Christelike ding soos 'n godsdienstige ding te maak nie. Dit was om die Hansman brand te bemark. Jy weet, so baie oppervlakkige en selfsugtige rede gewees wat God net binne die eerste 2 of 3 episodes het ek net besef soos this thing is quickly going in a direction dat ek glad nie beplan het nie. En God het die ding gevat en oor dit gehardloop en dit is baie amazing. Ek wil net sorry man, ek wil net vir jou sê dis vir my so mooi om te sien die kontras tussen hoe God operate en tog nie kontras nie, tog die soortgelykheid hoe hy operate. Verstaan jy, maak dit sin wat ek sê? Ek weet nie of dit sin maak nie, maar ek dink dis duidelik dat die Here jou wil aanhou gebruik in die bediening met hierdie tipe goeders wat jy doen. Soos jy sê, jy het hierdie fokus met jou kanaal gehad en toe gedraai. Jy weet dat dit nou meer 'n geestelike ding is, maar ek bedoel vir my net is die groot ding omdat ek soos 'n fundamentalist is en verstaan dat daar is net een fundamentalist en dis 'n fighting fundamentalist. Jy weet wanneer mense hierdie banner opneem en jy weet soos 'n predikant het nie houe vat nie, chom doen dit reg. Jy weet soos ek bedoel vir die regte redes, ek praat nie van as jy 'n adultery lewe nou vat jy houe nie, dis nou 'n nonsens. Ek praat van as jy die woord van God vir mense gee. Maar meeste mense gaan dit haat. Meeste mense wil niks daarmee te doen hê nie. Meeste mense soek nie die waarheid nie. Jy weet hulle wil hulle vlees bevredig. Maar ek het nou 'n besluit gemaak soos om eerlik vir jou te sê negatiewe comments op die channel, dit fuel my. Dit is soos van hierdie maak dat ek meer wil gaan en ek bedoel so min van dit was al enigsins iets wat my laat getwyfel het in 'n teologiese idee. Die meeste van dit is ad hominem attacks. Hulle val jou as mens aan, hulle wil jou afbreek eerder as jou teologie. As jou teologie. Verstaan jy? En dit is as jy dit eers besef, dan is dit soos niks kan jou eintlik
touch. Ek praat van soos jou bediening touch nie. Want jy besef meeste van hierdie goeters is net 'n jy weet dis 'n gryp na wind. Hulle het nie substance in hulle argumente nie. So dan is dit nie vir my die moeite werd om eers te engage daarmee nie, want jy weet dit half al jou aandag af van wat jy regtig mee besig is. Maar ja, ek wil jou bemoedig met dit. Ek bedoel as daar enigstens 'n call was in jou lewe, dan moet jy hierdie channel goeders gebruik sodat jy mense by die Here kan uitroep, soos wat jy besig is om te doen. So ek bedoel dis awesome. Maar wat ek net try sê is, jy weet as mens daai call het, dan is dit net soos en dit is 'n groot verantwoordelikheid, want die Bybel sê false teachers will undergo greater condemnation. So as ek agter daai pulpit staan, wil ek seker maak daar's nie 'n woord wat ek hier sê wat nie van die Here afkom. Ja. Ek like dit. En ek dink soos die realiteit is, nê, ons almal maak foute. En as 'n ou kan own up en sê, "Yes, ek het 'n fout gemaak, sorry. Ek was verkeerd of so," dan is dit soos, "Well done." Ek sal enige dag so ou volg. Verstaan, ek praat nou nie in die sin van volg soos ek vir Jesus volg nie, maar ek sal agter 'n ou inklim. Ek praat nou van want ek kom uit 'n rugby agtergrond uit, right? So ja, as my leier, my kaptein of my coach kon omdraai en sê, "Yes boys, ek het die verkeerde call gemaak," dan sê ek soos, "Ou, vir jou sal ek oorlog toe gaan." Verstaan jy, want 'n ou wat kan sê ek is verkeerd gewees en okay, kom ons maak dit reg. En en soos kan ek dit kom ons sê maar op 'n afsluitingsnoot dan net sê vir ouens soos staan op die waarheid, maar ja, as jy 'n fout maak, own dit, sê jammer en gaan aan, verstaan? En ek praat nie van hierdie soppy apology videos wat jy sien, wat hierdie, soos jy nou nog sê, die woke left demand van mense om jammer te sê, jammer ek het dit gedoen en so aan. Nee, ek praat van Bybelse beginsels. As jy iets gemis het of iets verkeerd dalk oorgedra het of so, soos vat dit op die ken, leer uit en gaan aan, verstaan jy? Ja, maar nou is dit as ek net daar ja, skus, sê wat jy wil sê, want ek is nogal passionate oor hierdie ding, maar ja, dit is great. Ek wil net daar ons ander mede podcaster ook half eintlik encourage, jy weet, want Heinz het ons al 'n hele video gemaak en hulle moes gepraat oor die oorgewig pastore. Toe in my video toe sê ek, jy weet, dit is daai deel wat hy sê is nie verkeerd nie. Jy weet, soos pastore moet na hulle self kyk. Jy is die beeld van God. Jou liggaam is 'n tempel, maar ek weet of jy weet hulle toe met hulle was baie backlash gekry oor dit. Toe gehaal hulle daai deel uit. Hulle daai deel uit die video uitval. Hulle ander goed delete. Toe sê ek soos van en hy dink hy het ge-apologize. Soos ek soos staan jou man ou. Ja. Soos jy moet 'n bietjie die ruggraat hê om te sê hierdie is wat ek glo die woord sê. En selfs al is dit net jou opinie, hierdie is mos 'n bietjie meer 'n opinie. Ek wil sê dat die Bybel nou sê 'n vet pastoor is gekondem of so iets. Niemand sê dit nie. Al wat ons sê is jy het nou 'n sterk keus gebring vir jou ding, maar nou staan daarby. Nie dit gaan afval en die enigste tyd wat ek iets sal afval of retract is as ek duidelik teen die woord van God praat. Maar daar is sekere goeders wat ek al gesê het. Daar moes ek vir jou Anita Du Plessis in 'n D gesit het en nie 'n C of so nie, maar dis nou nie 'n Bybelse, jy weet, hier die woord van God. Mense mislei of ook al nie. So, maar mens maak foute, jy wil dan. Maar ek bedoel staan by wat jy sê. As jy reg Bybels korrek gepraat het, dan moenie jammer sê daarvoor nie. Ek wil vir jou soos net op Heinz nou, op die noot van Heinz Winkler. Ek is deur een van my gaste vroeg in die podcast. Ons is nou so 3 jaar aan die gang. Vroeg in die podcast, in die eerste jaar is ek deur een van my gaste gechallenge op 'n goeie manier. Want hy het vir my net gevra in die podcast, nie soos aanvallend nie, net gevra soos hoorie, maar as ons nou regtig praat oor soos holistiese man wees en gesonde man van God en daai goeters, is ons nie veronderstel om ook, jy weet, net die shouldn't we look the part, right, dit het daarop neergekom. En daai woorde, hoe insignificant dit ook al mag gewees het in die konteks van wat ons bespreek het, want dit was regtig, dit was net soos 'n algemene vraag wat hy gevra het my so geraak, dat ek in die laaste 2 jaar 25 kg verloor het. Ek is in die gym, en dit gaan nie vir my oor die gym, gaan nie vir my oor die gym nie, dit gaan nie vir my oor 'n six-pack en sulke goed nie, dit gaan vir my oor, ek wil 'n gesonde,
kind van God wees nie net mind, body and spirit, verstaan? Dit is nie net ek weet God kyk na die siel, ek get it, die Bybel sê hy kyk na die hart, verstaan? Maar ek het saam met Heinz gestem. Dis eintlik wat ek wil sê. Toe hy dit sê, toe ek soos Dit was 'n goeie ding. preach brother, want let's go. dis 'n bad ding dat daar 'n ou opstaan en sy naaltjie hang onder sy hemp uit en hy praat oor hoe goed die Here is. Maar in elk geval, ek wil ook net sê, Heinz, ek het saam met jou gestem vir wat dit werd is. Ja, dit was goed geweest. Dit is ek soos vir my nou het dit gebush was. So nou het jy die mense wat aan jou kant was, soos ons nou ook kwaad gemaak. Jy weet die vet ouens is nou kwaad. Die in shape ouens is kwaad. Maar soos jy sê, jy hoef nie soos 'n beer te lyk en jy weet 300 te deadlift of iets. Dis net soos kyk na jouself. Jy weet dis die tempel van God. Dis die ander ding wat mense nie besef nie. Dis nie jou liggaam nie. Dis God se liggaam. Dis sy tempel wat hy gegee het vir jou om te beskerm, te onderhou. En ek dink van daai ouens voel ek net vat nie daai verantwoordelikheid ernstig op nie. Vir alle pastoor dink ek moet dit doen. Jy weet dit is nie 'n big deal nie. Eet net gesond, oefen bietjie, kom in shape. Soos jy sê, ek dink dit is deel van man wees. Die ding is dis deel van hierdie woke ideologie. Jy weet, ek het eendag gespot daaroor en gesê, jy weet, dis al hierdie ouens wat net vegans is en net slaai eet, maar die punt is hulle wil ons voorkom om vleis te eet. Jy weet, soos as jy steak eet, as jy ordentlike nutrition in jou liggaam inkry, nie fast food en hierdie nonsens nie, dan lig dit jou testosteroon. Jy voel soos 'n man. Jy weet, jy's bedoel om so te voel. Al hierdie ander goeders is gemaak en gebou en soy patties en sulke nonsens is gemaak sodat jou testosteroon val, dat jy nie soos 'n man kan optree nie. Want met sagte, jy weet, hierdie woke tipe mans kan jy maak wat jy wil. Ek bedoel, niemand is bang of vir hulle om op te staan vir een of ander sinvolle ding nie. Hulle worry net oor hulle self. So jy kan daai ouens maklik manipuleer. Maar 'n ou wat standvastig is op die woord van God, jy weet wat 'n sterk persoon is fisies en geestelik is, jy gaan nie daai ou kan shake nie. Jy weet hy's te standvastig in wat die woord van God sê, Yes man, ek like that. Hierso is my gedagte om mee af te sluit. En dit is ietsie want ek het vir lank rugby afgerig ook en ek was altyd soos as 'n coach moet 'n kind kan opkyk na jou en jy's 'n CrossFit coach ook, né? Ja. So as 'n CrossFit coach of as 'n rugby coach, enige coach moet mense kan opkyk na jou. En sal jy wil hê jou kind moet lyk soos die vet ou langs die veld of sal jy wil hê hy moet lyk soos die ou wat in shape is? So ek sien dit altyd daai ding. Soos sal jy wil hê jou kind moet eendag so lyk. Verstaan jy of gaan jy eerder wil hê en dis die ding is soos ek dink nou aan wat Jesus gesê het. Ek het dit nou actually gelees nou in Markus wat weer die stuk gelees wat hy sê van moenie die kinders weerhou van my nie. Jy weet en daai hele ding van wat sal jy vir 'n kind wat is die advies wat jy vir 'n kind sal sê? Sal jy vir 'n kind sê dis okay om vet te word eendag of gaan jy vir jou kind sê nee, dude, jy moet oefen. Jy moet in shape bly. Jy moenie heeltyd net sweets vreet nie want jy gaan vet word. Verstaan jy? Maar soos jy sê daai goed vir jou kind, maar jy's te bang om vir 'n volgroeide man te sê, "Eers ou, jy moet dalk bietjie begin werk aan jouself of wat ook al." So maar ja, ons kan op daar afsluit man. Ek dink dit was 'n lekker chat. Ons het nou nie regtig in die storie ingegaan nie, maar ek dink dit was net 'n lekker Bybelse chat en ek het 'n klomp cool stuff geleer en ek love jou siening oor die kingdom en die ewigheid, koninkryk en ewigheid. Dis vir my so cool. Ek gaan dit definitief bietjie meer research want ek verstaan ek wil nie nou weer in dit ingaan nie want dit excite my so. Maar ek gaan vir mense het jy 'n laaste gedagte of iets wat jy graag wil deel? Ja, nee, ek wil vir jou sê dankie. Dit was vir my baie lekker. Ek dink dit sal cool wees as hierdie YouTube kanale, hierdie Christen YouTube kanale groei. Jy weet, dit is hoe mense nou maar content consume. Ek bedoel, mense wil nie so hê nie, maar baie ouens gaan nie kerk toe nie. Baie ouens gebruik hierdie tipe goeder. So ek dink dit is awesome as jy weet ouens soos jy my uitnooi en ons ander mense uitnooi en die ding populêr maak. Jy weet dat daar Afrikaanse mense is wat die woord van God deel wat relatable is. Jy weet dat ouens na hierdie goeders kan kyk en sê maar hierdie ou dink soos ek dink. Jy weet dit is 'n plat op die aarde tipe ou. 'n Ander ding wat ek net vinnig wou noem is baie van hierdie jy weet al jou groot
kan jy sê groot kop teoloë, professore ouens is nie baie relatable nie. Jy weet die manier wat hulle praat, is as die oomblik as hulle oor die hele praat, kry hulle die ander stem toe. Dis soos liewe broeders en susters. Jy weet dis so unrelatable. So dis lekker dat so normale tipe ouens, ek sê nou normale tipe ouens, ek dink ek is eintlik baie normaal nie, maar jy weet soos net iemand wat praat soos wat jy praat. Jy weet bietjie sy taal meng, ek weet die meeste kritiek wat ek kry is maar ek is net soos van het ver die trap my ook uit. Hy sê vir my ek moet my taal agter mekaar kry. Sê ek maar net vir my weet my prioriteit is om mense by die Here uit te kry. Soos ek wens ek kon so mooi praat. Ek weet nie of julle al gehoor het van Dink Bybels. Yes, daai ou praat mooi Afrikaans. Ek sal vir dit sê. Kyk wie daai mans, daar is nie iemand wat mooier Afrikaans praat as daai ou nie. Wat ek net probeer sê is ons moet hierdie groei en mense ons met Suid-Afrika na die Here toe bring. Dit is al wat vir ons hier is. So nee, Adrian, dankie vir jou. Hierdie was awesome. Ek het dit gelaai. Dit was lekker man. Ek waardeer dit en ons moet dit meer doen ou. Ek is saam met jou daar. Ek wil net dit beamoen en sê ek is saam met jou daar. Ek sal dit love om hierdie soos 'n Afrikaanse Christen YouTube gemeenskap te bou en net die mense konferensies. Ja, man, net jy dan kom preekie ouens en ja, debatte en dit sal awesome wees. Ja, dit sal great wees. Maar thanks vir jou Robbie. Ek waardeer dit en vir die mense wat kyk, as julle nog nie vir Robbie uitgecheck het, jy gaan kyk hulle YouTube kanaal uit. Ek sal dit natuurlik link hier onder, maar dit is deur die woord. So as jy dit net wil gaan search, kan jy dit ook doen. En laerskool content. Jy het ook nou al 'n hele klomp video's, man. Ek is nou nie 100% seker hoeveel nie, maar daar's al baie content, né? Daar's net so oor die 80, ja. Ja, so dis jy weet, mense kan dalk lekker gaan binge as hulle wil. En laat weet ons asseblief hoe dit gegaan het met jou preek volgende naweek. Ou, maar jy het nou eers hierdie naweek 'n kompetisie. Okay, as die mense hierdie kyk, is dit nou al verby, maar jy het 'n kompetisie in Johannesburg, CrossFit en dan so die naweek daarna is dit. Ja, daai Sondag in Bloemfontein. Ons gaan daai preek share en ek wil nie spoilers nie, maar dit gaan oor die fear of God. So ons gaan nie awesome. Love it. Ja. Okay, cool. Robbie, thanks man. Robbie. Ja, tag you. Hoyer. Robbie Hoyer. Ek moes nou eers tag Hoyer sê. So daai van is 'n nagmerrie. Niemand kan dit ooit regkry. Hey ou, maar dankie. Ek waardeer dit en bless jou en ja man, ons gesels binnekort weer. Verseker, selfs vir jou.